Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, almal van ons ken sekerlik hierdie dier. Ons weet dat dit 'n jagluiperd is en dat dit die vinnigste landdier is teen 110 km/h wat hulle hardloop. En vir lank is daar geglo dat die jagluiperde eintlik net in die dag jag. Wat hulle 'n bietjie anders sou maak as van die ander katte wat in die aand ook jag. Maar nuwe navorsing het tog ook opgelewer en bewys dat hulle ook in die aand jag en nogal redelik suksesvol ook is. Gewoonlik sal hulle nie vreeslik in die aand beweeg het nie, omdat daar gevaar bestaan dat hulle nie leeu's of 'n luiperd vir hulle dan prooi kan val. By 'n geleentheid het ek 'n video gesien waar 3 jagluiperde hulle baie braaf gehou het om 'n leeumannetjie te probeer aanvat. En alhoewel hulle baie vinniger is, het hulle arrogant geraak en die hare het gerys en hulle was verskriklik kwaai, probeer kwaai wees met hierdie leeumannetjie. Die uiteinde van die saak is dat die leeumannetjie het 2 van die 3 doodgebyt voordat die derde ene net ontvlug het. So, liewe vriende, ons wil vandag met u deel oor hierdie saak kwaad word wat sondige gevolge het. Wanneer iemand kwaad word, liewe vriende, is dit sekerlik nie 'n mooi gesig nie. Ek moet eers dit so noem. Dit beteken nie dat 'n kind van die Here nie kwaad word nie. Die Here Jesus self het kwaad geword oor wat in die tempel aangegaan het, oor die sonde en die ongeregtigheid en die ontheiliging wat daar plaasgevind het. En so dit sekerlik so dat 'n kind van die Here kan kwaad word. Dis net waaroor 'n kind van die Here kwaad word en hoe 'n mens kwaad word. Maar wanneer iemand kwaad word en dit oorgaan in sonde of as gevolg van sonde kwaad word, dan het dit 'n groot gevolg in 'n mens se lewe. En in die Bybel vind ons sulke persone wat so kwaad geword het. Die eerste is, liewe vriende, ons lees net in Spreuke 14 vers 16 wat sê: die wyse vrees en wyk af van die kwaad, maar die dwaase brys op en is vol selfvertroue. En so sien ons, Kain was so iemand gewees. Ons lees in Genesis 4 daar in vers 5, maar Kain en sy offer nie aangesien nie, toe word Kain baie kwaad en het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain: waarom is jy kwaad en waarom laat jy hoof hang? Nou weet ons die rede waarom hy kwaad was, is omdat hy juis die gesondig het oor die Here sy offer nie aanvaar het nie. Toe is hy kwaad vir die Here oor hy verkeerd opgetree het. En vandag is daar nog net sulke mense, lieve vriende, hulle is kwaad vir die Here oor hulle verkeerd optree, oor hulle sonde gedoen het, en nou het hulle die gevolge van hy sonde en hulle is kwaad vir die Here. Dis dwaas om dit te doen. 'n Mens moet weet dat jy sekerlik nog verder sondig om so teen die Here kwaad te word dan. Liewe vriende, dan was daar ook Haman gewees, daar in Ester 3 vers 5, en toe Haman sien dat Mordegai nie buig en voor hom nie neerval nie, was Haman met woede vervul. Jy weet, Haman was so vol van homself en hy het gedink hy is so belangrik en hy is so hoog geplaas dat almal moet hier voor hom buig, en hy het sommer dit verwag dat mense dit moes doen, en toe Mordegai dit nie doen nie, toe word hy kwaad oor hierdie enkele man wat nie voor hom buig nie, en hy maak 'n plan en hy wil die kwaad uithaal daarso op Mordegai en die res van die Jode, en op die ou end weet ons, hy het toe self aan sy eie galg gehang. So, liewe vriende, kwaad word kan 'n mens sy oë heeltemal verblind van die seëninge wat jy het, die voorregte wat jy het, en jy kan allersekerlik ook so verloor dan. Dan, liewe vriende, die laaste wat daar was, is die Jode, hoe hulle kwaad geword het vir Stefanus. Ons lees daar in Handelinge 7 vers 54, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle hart en het teen hom op die tande geknars. En nou sê vers 25, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. So, lieve vriende, hier word die Jode baie kwaad, want die Stefanus het deur die leiding en die volheid van die Heilige Gees hulle elke keer geantwoord, en hulle kon dit nie weerstaan nie, hulle so kwaad, hulle kners op die tande. Die Bybel gebruik die woord woedend wat hulle was, en op die ou end het hulle hom doodgegooi met klippe. Maar let op na Stefanus, vol van die Heilige Gees, sy oë op die hemel, en hy het die Here gesien. Liewe vriende, by hom was daar nie hierdie kwaad nie. By hom was daar iets anders, hy het die wonderlikheid van die Here gesien. Nou wil ek vandag vir u vra,
Die kwaadword wat daar in die hart is dit as gevolg van sonde, die eie sonde? En nou is jy kwaad en jy's nou kwaad vir allerhande ander mense, maar inteendeel, jy moet eintlik kwaad wees vir jouself om te sê ek is besig om teen die Here te sondig. En weet jy, dit keer dat jy dalk tot bekering kom, dit keer dat jy dalk 'n kind van die Here word. Wil jy nie op 'n plek kom en sê, Here, ek wil met u regmaak, ek wil met u deurgaan. En mag die Here u kosbare siel kom red. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, ons bid vir mense wat mislei is deur woede en kwaad. Gee dat hulle oë mag oopgaan, dat hulle tot bekering kan kom. Amen.